Dit was hierdie week vir my baie lekker om tyd saam met jou te spandeer in 2 Korintiërs 4 waar ons gekyk het na die prentjies wat Paulus gebruik. Hy gebruik soveel prentjies, lig en duisternis, kleipotte. Hy praat oor die gees wat in ons werk, die realiteite van ons lewe. En ons eindig vandag met 2 Korintiërs 4 vers 10. Kom ek lees dit vir ons saam. Paulus skryf: "Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lewe." Nou ek weet nie of jy al hieroor gedink het nie, maar ons hele lewe werk in 'n siklus van dood en lewe, van sterwe en opstanding. Ek is mal oor nachos. En as jy nachos wil eet, dan het jy goeie salsa nodig. Maar jy kan nie lekker salsa maak as jy nie tomaties gepluk het nie en hulle gesny het nie. Salsa is 'n wonderlike sous wat gemaak word deur die dood van iets anders. Ons is die hele tyd besig om in ons lewens lewe te kry deur die sterwe van iets anders. Dit is ingeprogrammeer binne in die DNA van die hele manier hoe ons wêreld werk. En is net so in ons eie lewens. As ek iets wil hê, moet ek dit weggee. As ek wil lewe, beteken dit ek moet nee sê. 'n ja gaan altyd voor met 'n nee. En wat Paulus hierso sê, is dat die grootste manier hoe hierdie gebeur, is dat as ek die regte lewe wil hê, dan wat ek moet sê is, ek weet nie om die regte lewe te hê nie, en ek gaan leer dit by Jesus. Ek sê nee vir myself, maar ja vir Jesus. En wat dit dan beteken, is ek lewe 'n nuwe lewe. En ek weet nie waar jy staan nie. Hierdie naweek is dalk 'n lekker nuwe naweek waar jy aan allerlei dinge dink om te doen. Maar jy gaan vir dinge moet nee sê, sodat jy kan ja sê vir ander goeders. En dalk kan jy net bietjie prakties gaan dink. Waarvoor sê ek ja? En om dit te kan doen, waarvoor sê ek nee? Ons gaan besluite neem hierdie naweek oor stokperdjies, oor dinge wat ons gaan doen wat vir ons lekker is. En natuurlik is God nie teen daai goeders nie. Die vraag is net, hoe kan ek God deel maak daarvan? Een van my mentors het eendag vir my gesê dat die kuns van die lewe saam met Jesus is nie om die hele tyd ekstra goed by te sit nie, maar om dit wat ek nou doen, heeltemal met God te deurdrink. En ek wil jou vra om dit saam met my te doen. Hoe kan ek in hierdie ritme van nee en ja lewe, sodat ek op die ou einde die opstandingsfees saam met Jesus kan leef? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat U ons leer hoe om te lewe. En dankie dat U nie net vir ons die hele tyd sê nee, sê nee, sê nee nie, maar dat U ons uitnooi na 'n lewe van ja en opstanding en groei. En ek bid vir my en my vriende dat U ons sal help, dat ons met wysheid opoffering sal maak wat kan lei tot die lewe. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help om afstand te doen van die dwaase nees, die manier hoe ons nee vir goeie goed sê, wat dan op die ou en op dood uitlei. En ek wil vra dat U ons sal help om spasie te maak vir U goedheid. Help ons om hierdie naweek te geniet, om die dinge wat U as geskenke te gee het, te ervaar as 'n manier om U ook te beleef. En ek dank U daarvoor en bid dit in Jesus se naam. Nou môreoggend kan jy weer saam met ons die diens volg op ETV. En as jy dit nie daar kon doen nie, kan jy dit op die Lewe met Ritme website kry. Ons wil vir julle baie dankie sê. Ons hoop jy het 'n lekker naweek saam met jou vriende en jou familie.